Nou goed, dag 4 en lyk het my hoe langer ek aangenommeer deur mekaar begin het lyk. Een ding wat my altyd gaan plaas is die liefde vir sport. Hoekom het ek 'n passie vir sport? Hoekom het jy 'n passie vir sport? Hoekom is almal so passief oor sport? Ek dink sport gun ons die geleentheid om net 'n bietjie te kan ontlaai, bietjie te kan rus, te kan ontspan. Ek sê altyd, maak nie saak waar jy op 'n sportveld is nie, sal altyd iemand gelukkig sien. Partykeer 'n ou is maar ongelukkig, huishoudelike omstandighede, werksomstandighede, deesdae is alles nie meer verseker nie. Ek dink die mense moet altyd besef dat hoe langer jy aangaan, hoe meer moet mens basies uithou vermoei. 'n Rugbyspeler, enige sportsoort, behalwe rolbal, ja, kan hom eintlik uitsonder, het net 'n gedeelte wat jou liggaam kan hanteer, dan kan hy ook nie meer nie, dan raak jy te oud, bene raak te seer, beserings duik te veel op. Nou, kom ek werk dit so. Ek is veral lief vir rugby. Ek is nie die beste rugbyspeler nie, maar ek like dit om, ek like die social gedeelte daarvan. Ek dink op die einde van die dag, as mense gaan kyk hoeveel ouens actually rugby doen in Suid-Afrika, Australië, selfs Nieu-Seeland, vir al die lande waarmee ons geneig is om verskriklik mee deel te neem, kan mens sien dat baie mense doen dit vir die lekker. Ek bedoel, as ek luister na selfs my eie gele uit Australië het, hoe hulle sportwêreld van ons in 'n verskil. Mense weet, sport is 'n manier, net soos musiek, wat ons by mekaar kan uitkom, ons praat een gemeene taal. Dink net so daaraan, wat sal jy doen sonder sport? Ek bedoel, wat is jou verskoning? Hoekom kan jy nie 'n pakkerrang ontklaar maak nie? Hoekom ken jy dit nie? Ek weet, ek is baie lus om 'n pakkerrang nog te gaan doen. Ek werk myself nou daaraan toe. Ek dink op die einde van die dag 'n bietjie meer motivering van 'n mens daar kry. En nou die een groot vraag wat ek in hierdie dagboekinskrywing aan jou wil vra is, hoekom doen jy sport? Ek weet hoekom ek dit doen, en veral ook as jy vir ons doen dit nie vir die geld nie. Dit is nie vir die geld nie, ons is hier vir die passie daar agter. Ons wil graag ons gemeenskap help om te verbeter, en dis waaroor die blog gaan. Ek weet, party daar raak ek self agter, ek het ook al agtergekom, hoekom die dagboekinskrywing so lank ver voor die tyd gedoen word, is die feit dat ek voel op die einde van die dag, jy het 'n kwessie wat jy kan bietjie rus, jy kan bietjie ontspan, en hierdie gaan gee vir jou 'n idee van hoe ek voel. Met elke onderhoud, veral die eerste 3, Willem Koch, dan Andries Koetser, Dries van Rooyen, en dan die Rothman familie. Elkeen is uniek. Ek het agtergekom dat elke persoon is 'n individu, en elke sportsoort het sulke individue nodig. Jy kan nie altyd 'n sport opbou of afbreek nie, jy kan 'n sport ontwikkel. Ek dink op die einde van die dag, almal waarmee ons gepraat het, is net so passief oor die sportsoorte wat hulle doen. En een ding wat ek agtergekom het, is moet nooit passie onderskat nie, moet nooit hoop onderskat nie. Mens besef nie hoeveel invloed mens het, of hoeveel sport 'n invloed op jou het, en vice versa nie. Mense moet besef dat ons almal daar is met 'n rede, en ek voel op die einde van die dag is, ek wil meer betrokke raak, want ek het die tyd om betrokke te kan raak. En dan vat mense dit elke dag vir dag. Dagboek inskrywing nommer 5 is sterk op pad, so hou definitief YouTube dop, want ja, hy is binnekort hier. En dan sien ek julle weer 'n volgende keer, dan gesels ons weer oor ietsie interessants wat op my brein is.